Nou vir ons is die Here dankbaar dat ons andermaal weer kan saam wees so rondom sy woord, wat voorreg om die waarheid van die woord van die Here in ons midde te mag hê. Ons is tans besig met hierdie baie besondere boek Spreuke. En dit is so 'n besondere boek dat Louis Malherbe, een van die groot predikers, gesê het dat hy hierdie boek elke dag van sy lewe gelees het. Daar's 31 hoofstukke in die boek Spreuke. Hy het elke maand deur die boek Spreuke gewerk en die wonderlike waarhede in die boek Spreuke is so van toepassing op ons dag en tyd, dat u en ek nie kan bekostig om sonder die waarhede in hierdie boek Spreuke oor die weg te kom en ons lewe te deurleef nie. Daarom is dit belangrik, lees die boek Spreuke, bepeins en oordink die waarhede daarin, en mag die Here u stig en mag hy u hart ook dan versterk deur die waarheid van sy woord. Nou ons kom bietjie vanmôre uit by hierdie geweldige, aangrypende Spreuke 5, wat praat oor die ontugtige vrou teenoor jou eie vrou. En dit is so belangrik, vriende, om op die regte manier weg te spring wanneer ons by hierdie hoofstuk kom. Nou die man Salomo is 'n man wat die wysheid van die Here ontvang het, en ek het vir u gesê die hartseer is dat hy self hierdie wysheid in sekere opsigte nie toegepas het nie. En later deur die kwessie van klomp vrouens wat hy gehad het, van die Here afgewyk het en afgode begin dien het, soos sy vroue gedien het. En hierdie is maar ook 'n waarskuwing vir my en vir jou, dat ons sal sien dat hierdie boek ook waarskuwend optree, dat ons nie in dieselfde struik trap as wat Salomo getrap het nie. Hy was 'n wyse man, en tog, omdat hy ongehoorsaam was aan God se waarheid, het hy in hierdie struik getrap, en dit het sy lewe met baie smarte deurboor. Die meeste skrywers is eens daarmee dat die boek Prediker die boetelied van Salomo is, waar alles vir hom na 'n te vergeefse poging gelyk het, en 'n te vergeefse oefening gelyk het, omdat hy met sonde besig geraak het. En jy moet onthou, vriende, as ons met sonde besig geraak, is ons dag, is ons lewe, is alles met soveel hartseer deurboor, dat ons nie die vreugde en die vrede van die Here kan smaak nie. Daarom is dit belangrik dat ons môre sal sien die ontugtige vrou teenoor jou eie vrou, en wat die Here vir ons wil kom leer. Nou as ons wegtrek, dan sien ons dat die boek Genesis leer vir ons dat God een man vir een vrou gemaak het. Dis die beginsel wat deur die eeue gehandhaaf word, en by tye waar die Here toegelaat het, nie toestemming gegee het nie, maar toegelaat het dat sy kinders in hierdie opsigte sondig, veral in die Ou Testament, sien ons ook dat daar nooit sonde was sonder straf nie, sonder tug nie. Dink aan Abraham, dink aan Jakob, dink aan Salomo. Ons sien die hartseer smart wat hierdie sonde dan ook vir hulle gebring het. Nou, daar is baie redenasies waarom die Here dit toegelaat het, en ons wil nie vanmôre daarby ingaan nie. Al wat ons net weet, God se standaard bly een man vir een vrou, en die skrif is so duidelik daaroor, veral in die Nuwe Testament, dat ons vanmôre by hierdie waarheid moet stil staan, en dan ook vir mekaar moet aanmoedig om in hierdie opsig eerbaar voor die Here te wandel. Nou vriende, as jy al deur die boek Spreuke gewerk het, dan sal jy agtergekom het dat Salomo geweldig baie skryf oor die ontugtige vrou, oor onsedelikheid, oor seksuele sonde, oor losbandigheid. Hy waarsku baie daaroor, hy praat baie daaroor, en die vraag is, waarom sal Salomo so baie maak van hierdie groot sonde, en van hierdie saak oor onsedelikheid, die ontugtige vrou, en seksuele losbandigheid ensovoorts. Ek dink daar is 'n paar redes, vriende, en ons gaan vanmôre bietjie by die paar redes stil staan, en dan gaan ons by die volgende boodskap bietjie deur hierdie gedeelte in Spreuke 5 werk. Nou, die paar redes wat ek vir u kan gee is, in die eerste plek, waarom Salomo so ernstig waarsku teen hierdie seksuele sonde, is omdat dit sonde teen jou eie liggaam is. Kom ek lees gou vir u wat sê 1 Korintiërs, die 6de hoofstuk vir ons, daarvan af die 15de vers. Weet julle nie, dat julle liggame lede van Christus is nie? Sal ek dan die lede van Christus neem, en dit lede van 'n hoer maak? Nee, stellig nie. Dis asof Paulus uitroep, nooit, ons kan nie so iets doen nie. Hoe kan ons hierdie liggaam wat God ons gegee het, waarin sy gees nou woon, deel van 'n hoer maak? Vers 16. Of weet julle nie, dat hy wat 'n hoer aanhang met haar een liggaam is nie? Want die twee, sê hy, sal een vlees wees. Maar wie die Here aanhang, is een gees met hom. Vlug vir die hoerery. Nou, enige sonde wat 'n mens doen, is buite die liggaam, maar wie hoerery bedryf, sondig teen sy eie liggaam. Of weet julle nie, dat julle liggaam 'n tempel is van die Heilige Gees, wat in julle is, wat julle van God het, en dat julle nie aan julleself behoort nie, want julle is duur gekoop, verheerlik God dan in julle liggaam, en in julle gees wat aan God behoort. Nou vriend, hierdie opdrag is baie duidelik vir kinders van die Here. Ons lewe in 'n perverse wêreld.
ons advertensies op televisie, ons programme, ons rugbywedstryde, alles is gevul met die sensuele, met die seksuele. Op elke moontlike manier probeer die duiwel hierdie saak in ons kele afforceer. En baie kinders van die Here val daarvoor. En dan kom hulle agter met watter geweldige smart hulle self deurboor. So die rede waarom Salomo waarsku, die rede waarom Paulus daaroor waarsku, die rede waarom die Nuwe Testament vir ons baie duidelik sê, moenie eens na 'n vrou kyk om haar te begeer nie, is omdat dit in eerste plek sonde teen jou eie liggaam is. Die volgende gedagte is, dit bring skande op die naam van die Here, die God aan wie jy bely, jy behoort. Ek wil net vir u sê, as iemand in 'n gewoonte van seksuele sondes verval, moet daardie persoon eerder sy redding ondersoek. Want alhoewel 'n kind van die Here kan val, sê die Bybel vir ons, ons moet waak en bid dat ons nie val nie, en as ons in 'n gereelde patroon van sonde onsself bevind wat hierdie saak aanbetref, moet ons vir onsself die vraag afvra, ken ek die Here? Want die Bybel sê, hiervoor het die Seun van die mens verskyn, om dan die bande van sonde in my lewe te verbreek. Wanneer ek 'n kind van God is, wil ek nie skade en skande bring op die naam van die Here nie. Daarom waarsku Salomo oor hierdie saak, waarsku Paulus daaroor, want dit bring skande op die naam van die Here. Jesaja 48 vers 11 sê, ag, hoe is my naam ontheilig? Vriende, enige sonde kan vergifnis ontvang word voor, maar onthou, die seksuele sonde steen jou eie liggaam en dit bring skade en skande op die naam van die heilige God, wat ook in sy seun Jesus vir jou redding en verlossing kom gee het. Die volgende gedagte wat baie duidelik in die skrif na vore kom, dit bring skade en skande op jou gesin, op die naam van jou vrou en jou kinders. Ek vra jou, hoe gaan jou vrou en jou kinders jou weer vertrou? As jy 'n vrou is en jy pleeg hierdie sonde, hoe gaan jou man en jou kinders jou ooit weer vertrou? Dink aan die vertrouingsband wat gebreek word, die geweldige agterdog wat daar sal wees, die vrae wat gevra sal word, daardie gesindheid, daardie liefdesband wat geskend is. Daarom wees versigtig vir die ontuchtige vrou, vir die sondes van die seksuele, soos Spreuke 5 vir ons dan waarsku. 'n Volgende ding, vriende, wat gebeur wanneer ons by die ontuchtige vrou ingaan, wanneer ons die seksuele sonde doen, dan sal ons getuienis skade kry. Mense sal vir ons sê, jy wil vir ons preek, maar kyk wat doen jy? Jy wil die evangelie in ons kele afdruk, maar kyk hoe leef jy, kyk wat doen jy? Mense sal nie meer glo jy's 'n kind van die Here nie. Mense sal jou lewe nou onder 'n vergrootglas sit en jou dop hou, en as jy enigsins sonde wil aanspreek in jou huis, by jou werksplek, in jou familiekringe, sal die mense vir jou uitjou en hulle sal dink dat jy heeltemal die klits kwyt geraak het. Hoe kan ek jy vir my preek as jy dan self die sonde doen? Daarom waarsku Paulus ons baie duidelik. Hy sê, moenie vir 'n ander een preek terwyl jy self verwerplik is nie. Ons kyk maar na baie van die TV-predikers vandag, vriende. Hulle preek vir ander, maar hulle sit met geraamtes in die kas. Hulle hoereer. Daar is seksuele sondes wat hulle pleeg. Daar is soveel boosheid. Die getuienis van die kind van God sal skade ly wanneer hulle met hierdie sonde besig raak. Die volgende ding wat baie duidelik na vore kom, vriende, as ons die boek Spreuke gaan bestudeer, is die woede van die man teenoor wie oortree is. As jy by ander man se vrou ingaan, sê die Bybel, sal daar die woede van die man nie gekeer kan word nie. So tyd gelede het ek gehoor van die bepaalde vrou wat haar man verneek het met 'n ander man, of met 'n ander man, en hierdie man was so seer gemaak gewees, dat hy letterlik by die egskeidingssaak, toe die saak die dag aangehoor was, by die hof se trappe gestaan het, en soos sy vrou uitgestap kom, toe skiet hy haar dood op die hof se trappe. En daardie man het in die tronk gaan sit, maar sy woede was van so aard gewees, dat hy uiting gegee het op hierdie manier. En ag vriende, as ek dink aan sy lewe is weggegooi, sy kinders, die van sy vrou, die persoon wat hierdie sonde dan gedoen het, watter geweldige impak het sonde net nie op ons nie. Kyk na ons samelewing, kyk na die gruweldade wat gepleeg word, wanneer seksuele sonde gepleeg word. Dit is net geweldig, dit is net aangrypend, en die waarskuwing gaan vir ons uit as kinders van die Here. Pas op vir die ontuchtige vrou, pas op vir seksuele sonde. As jy 'n vrou is, pas op vir die man wat loop en kyk wie hy kan verslind. Mag die Here genade gee. En dan net 'n laaste gedagte, ons kan nog 'n paar ander dinge byvoeg, maar die seksuele siektes, die oordraagbare siektes, gaan lees daar in Spreuke 5. Die Bybel praat baie duidelik daarvan dat ons gebeente sal uitteer, daar sal siekte in ons liggame kom. Hoe dikwels hoor jy van mense wat geslagsiektes ontwikkel, mense wat deur seksuele sonde dan ook hierdie siekte ontwikkel en 'n vroeë dood sterf.
Wat ek vir u probeer sê in hierdie môre is dat ons moet onthou dat enige sonde kan vergewe word. Maar vriende, wanneer dit kom by die seksuele sonde, is dit sonde teen my eie liggaam. Dit is skande en skade wat ek bring op die naam van die Here, op my naam, op die van my gesin, op die van my familie, op die van my vriende. Dit vernietig my getuienis en dit bring my by 'n vroeë dood uit. Die hartseer is dat die meeste mense dink dat hulle hierdie sonde kan oorkom in hulle eie krag en hulle probeer so naby as moontlik aan hierdie sonde leef, deur dit wat hulle kyk, deur dit wat hulle op die sosiale media na kyk en wat hulle self mee versadig. Luister, daar's 'n ou spreekwoord wat sê dat slim vang sy baas, en wat dit maar eintlik vir ons eenvoudig wil sê, vriende, is dat as ons dink ons is te slim vir die Here, of ons dink dat ons kan maak wat ons wil en ons sal nie in die sonde val nie, dan is dit juis die vinnigste wat ons dan juis in hierdie sonde verval en onsself met baie hartseer en skande deurboor. Ons gaan bietjie môre deur hierdie hoofstuk werk en ons gaan bietjie die vergelyking tref tussen die ontuchtige vrou en dan tussen jou eie vrou en hoe God vir ons hierdie pragtige, wonderlike gedagtes deurgee en dat ons kan sien om by die ontuchtige vrou in te gaan is glad nie die moeite werd nie. Dis vernietigend. Dit sal jou lewe verongeluk vir altyd. Aan die ander kant by jou eie vrou is daar soveel seën, soveel vreugde, soveel liefde, soos God dit bedoel het van die begin af. Mag die Here ons seën met wysheid, en mag die Here ons bekragtig. Mooi dag vir u verder. Tada.